Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Weet jy wat is een van ons grootste vyande as gelowiges? Dit wat ons voel, ons emosies. Hoekom is dit gevaarlik? Omdat ons emosies dikwels maak dat ons besluite neem volgens hoe ons voel in plaas van wat God se woord sê. Wat ons lus voel om te doen, weerhou ons dikwels van wat God wil hê ons moet doen. God wil ons help om te groei verby die plek in die lewe waar ons deur ons emosies beheer word. Want solank ons beheer word deur dit wat ons voel, sal ons voortdurend uitmis op sy goeie plan vir ons lewens. Met God se hulp kan ons by die punt kom waar ons God gehoorsaam en doen wat sy woord vir ons sê om te doen, ongeag van wat ons voel. Dink gou vir 'n oomblik na oor jou lewe. Is daar iets wat jy weet God jou gevra het om te doen, maar jou gevoelens weerhou jou om dit te gehoorsaam? Dis verstommend hoe mense emosies jou kan veg wanneer dit kom by om die regte ding te doen. Byvoorbeeld, jy het dalk 'n besluit gemaak om jou daartoe te verbind om elke dag God se woord vir 'n halfuur te lees. Maar jy kom nie daarby uit nie, want jy voel nie lus om vroeër op te staan of om die televisie af te skakel wanneer die tyd aanbreek nie. Mense wat gereeld tyd saam met God spandeer, het nie daar gekom want hulle het elke oggend wakker geword en lus gevoel om stilte tyd te hou nie. Nee, hulle het daar gekom omdat hulle wakker geword het en tyd spandeer het om Bybel te lees en te bid, al was hulle moeg of nie lus daarvoor nie. Deel van geloof is om dinge deur te voer, maak nie saak hoe moeg jy is of hoeveel ander dinge jy dink jy nog het om te doen nie. Onthou, jy dalk nie altyd beheer oor hoe jy voel nie, maar met God se hulp kan jy beheer hê oor wat jy doen. Soos 1 Petrus 4 vers 2 sê van 'n gelowige, vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Here, dankie dat ek U kan nader wanneer my emosies die oorhand kry. Help